Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend. Die Here groet ons genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Romeine 5 verse 18 tot 21. Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid, dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens, en hierdie een mens natuurlik Adam, daar in die tuin van Eden. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens, dis Jesus Christus, hoofletter mens, vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Ja, as jy kyk na die wet, dan besef ons staan skuldig voor die Here. Eintlik het dit vir ons gewys hoe groot ons sondes is. Maar die wonderlike is, deur die een mens, Adam, wat die sonde die wêreld kom het, ook deur die een mens, die genade en lewe gekom, dit is deur Jesus Christus. En as ons aan hom glo en hom vashou, dan kan ons met ons sondes na die Here toe gaan. En die Here vergewe ons. Skriflesing kom uit Matteus 6, vers 5 tot 15. Ons het laas Sondag ook na hierdie gedeelte gekyk. Wil hierdie gedeelte 'n bietjie meer van toepassing maak vanoggend op verhoudings tussen mekaar en veral in die huwelik. Matteus 6 vanaf vers 5 tot 15. En ek lees uit die 83 vertaling. En Matteus 6 vanaf vers 5. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as julle bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle die gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En ons gaan veral kyk na vers 12, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, so dit staan in die 53 vertaling. Nou, so 'n hele paar weke terug voor Paasnaweek het gekyk na so 'n reeks preke wat gaan dit oor strategieë, hoe om konflik op te los in verhoudings, en dan veral, dit kan tussen ouers en kinders wees, en selfs tussen vriende en so, maar veral tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik. En elke keer om konflik op te los, behels dat daar vergifnis gevra moet word op die einde, en ook vergewe moet word. Dit is baie belangrik, om 'n konflik op te los, moet een vergifnis vra, en die ander een moet kan vergewe. Nou laas Sondag het ons gekyk na hierdie vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe, en ons gesien, vergifnis kan enigiemand. As jy glo in Jesus, dan kan jy vergewe. Hoekom? Want God wat heilig is, wat geen sonde het nie, het jou vergewe in Jesus. En daarom kan jy ook jou medemens vergewe, want jy vergewe maar as sondaar, 'n ander sondaar. Die heilige God, geen sonde, vergewe al jou oortredings in Christus, en daarom kan ek as sondaar ook my medemens, wat ook maar sondaar is, vergewe.
So vergifnis is moontlik en vergifnis, die waarde van vergifnis, dit maak jou vry van die slegte in die verlede. Dit wat sleg gebeur in jou verlede, hoe kom jy vry? Jy hoef dit nie saam te dra nie, jy vergewe en jy kan vry vorentoe gaan. Maar nou het ons ook al gesien, dat 'n mens baie keer mense vra vergifnis, daar is konflik tussen 'n man en 'n vrou, of tussen ouers en kinders, of wie ook al, en die een vra vergifnis, maar die manier hoe daai persoon vergifnis vra, vererger eintlik net die saak. Dis nie effektief nie, dis nie opreg nie. En ons weet baie keer nie hoe om opreg vergifnis te vra nie, want hier sê vergeef ons onskuldig soos ons onskuldenaars. So jy moet ook vra, jy moet ook op die regte manier vergifnis vra, voor die Here ook. Moenie, ons kan so baie keer bid oor die algemeen, Here vergewe my skulde soos ek my skuldenaars vergewe, maar ek raak nooit spesifiek nie. Ek erken eintlik nooit die sonde in my lewe nie. Ek moet dit erken. Ek moet verantwoordelikheid vat. En dan vir die Here vra, vergewe my. En so ook teenoor my medemense ook, ek moet op die regte manier kan vergifnis vra, opreg wees, dat ek ook vergifnis kan kry. Want baie keer 'n man en vrou beklei en dan kom jy een en dan sê maar net, okay, vergewe my, ek's jammer, ek was verkeerd, maar die ander persoon ervaar net die opregtheid nie en dit vererger eintlik net die situasie. So vanoggend bietjie kyk na hoe om opreg en effektief vergifnis te kan vra, om vergifnis te kan ontvang. Ons kyk baie keer nie daarna, ons kyk baie keer ek moet vergewe, maar hoe vra mense ook verskoning op die regte manier? Riglyne uit die woord. Nou die regte manier om vergifnis te kan vra so jy opreg vergewe kan word. Die eerste een is dat daar staan, Jesus sê ook in sy bergpredikasie later aan, na hierdie gedeelte sê hy, moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle ander meet, sal vir julle gemeet word. Wat gebeur gewoonlik as daar konflik is? Kom ons sê tussen 'n man en 'n vrou. Hulle verander die situasie dadelik, daai konflik in 'n hofsaak. Jy dit daar agterkom? Daar's twee partye en ons maak die konflik 'n hofsaak. En wat in 'n hofsaak is, dan ons gewoonlik twee prokureurs of twee advokate. Die prokureur of advokaat vir die vervolging en dan kry jy weer 'n prokureur of advokaat vir die verdediging, Sodra 'n konflik ontstaan, dan spring daar so klein prokureurtjie in jou hart op, gewoonlik, in die man en in die vrou se hart op, so klein prokureurtjie. Die een val aan, hy is die, wat is dit in Engels? Prosecute, lawyer, die prosecuting lawyer. En die ander is defending lawyer. Dis wat gewoonlik gebeur. En dis gewoonlik die vrou wat voel sy word nie waardeer, is ongeliefd en daai prokureur vir die vervolging spring nou op. En dan spring daar prokureur en die man op vir die verdediging, omdat hy voel hy word onregverdig gekritiseer en beskuldig. En om werklik te kan vra op die einde vergifnis, moet jy daai prokureur fire in jou hart. Moet hom afdank. Anders te gaan dan nie versoening kan kom nie. Anders te bly dit 'n hofsaak. En mens wil gewoonlik mos nou reg wees, maar ek wil vir jou vra in 'n huwelik, wil jy reg wees of wil jy gelukkig wees? Daar's 'n groot verskil. Nou, kom ons kyk bietjie na so 'n hofsaak, daar gebeur iets, en dan die prokureurs, wat doen prokureurs gewoonlik? Hulle maak bewyse bymekaar om die konflik te wen. En dis wat man en vrou doen as daar konflik is in hierdie hofsaak. Hulle maak gewoonlik bewyse bymekaar om te sê ek is reg en jy is verkeerd, om te wen. En die vrou maak 'n lys gewoonlik bymekaar om te wys wat haar man alles doen, wat haar ongeliefd en ongewaardeerd laat voel. Sy maak dis die vervolging, die prokureur vir vervolging, en die man maak bewyse bymekaar en getuienisse bymekaar dat die vrou eintlik irrasioneel is, vir sy verdediging. Daar's geen gronde nie, sy het onbenullige saak aanhange gemaak. Die vrou maak bewyse bymekaar om te wys sonder enige twyfel dat jy skuldig, soos in 'n hofsaak. Maar daarom is dit noodsaaklik om dadelik daai prokureurtjies in ons harte
af te dank. Nee, te fire, soos hulle sê in Engels. Kom ons vat 'n voorbeeld. Ons vat die voorbeeld, gestel Piet, nee, hier is nie 'n Piet hier nie, hier is 'n Pieter, maar dit is nie hy nie, Pieter. Ek kan sê, daar is Piet, nee, die man, en Susan is nie, hier is nie, soos nie sy nie, is 'n ander Susan, nee. Piet en Susan, nee, Piet werk laat, en hy kom laat by die huis, nee. En sy vrou het ete die hele middag voorberei om hom te bederf met hierdie ete, en toe hy in die huis instap, is die ete koud, maar sy is warm om die kraag. Nee, daar's groot moeilikheid. En sy sê vir hom dadelik, nee, daai prokureur spring in haar hart op, nee, vir die vervolging, wat sê, waarom het jy laat? Hoekom is jy laat? En hoekom het jy my nie laat weet, jy gaan laat wees nie? Nee, dit is die vervolgende prokureur wat opspring. En natuurlik, Piet voel onregverdig beskuldig en daar spring ook in sy hart dadelik op 'n prokureur vir die verdediging. En hy gee 'n verduideliking hoekom hy laat is, nee. Is net toe hy alles opgepak het, net voor huis toe gaan tyd, toe hy alles oppak, toe bel die maatskappy se grootste kliënt en hulle soek sekere dokumentasie en hy moes dit toe soek en hy lank gevat om dit te kry, om alles vir hulle te stuur, om iets nie te mis nie. En wat toe nou nog verder gebeur het, net toe hy nou uiteindelik op die pad is, nee, en hy ry terug huis toe, is die verkeer baie meer druk, want hy het nou later by die werk vertrek. En dan moes hy nog brandstof ingooi. En dit is alles die rede hoekom hy laat is, nee, hy het sy bewyse, wat hy voorlê aan sy vrou. Hoekom het hy nie aan haar laat weet nie? Hy sê hy was so bang, hy mis iets, nee, van 'n dokument wat hy nie stuur nie, het hy dit by hom ontgaan het, en toe hy in die verkeer is, nee, moes hy so konsentreer, hy kon nie bel nie. En dis hoekom hy nie gebel het nie. En hy glo, nee, dat al die bewyse behoort haar te oortuig, en sy behoort nie meer kwaad te wees nie. Maar gebeur dit so? Uit ondervinding nie. Nee, dit gebeur nie. Jy kan al die bewyse voorlê, nee. Dit vat nie al die probleme weg nie. Nee, daai gevoel is nog steeds daar. En jy praat skielik nie meer met jou vrou wat jy dink jou liefhet nie, nee. En sy praat ook nie meer met haar man wat sy dink omgee vir haar nie, maar jy praat met twee prokureurs. Een vir die verdediging en die ander een vir die vervolging. En die gaan net aan. Die stryd gaan net aan. Op die einde is hulle gesprek loop op 'n dooie punt. En nou Piet moet alleen sy ete opwarm, alleen eet in sy vrou se vroegkamer toe. Nee, dit is waarop dit dan eindig. Maar wat is die oplossing? Die oplossing, as jy kan reg onthou vir die wat hier was met daai reeks spreuke is, nee, is dat die gesprek, die kommunikasie moet gaan van vlak 1 kommunikasie, die saaklike topical kommunikasie moet geskuif word na vlak 2 kommunikasie, verhoudingskommunikasie, relational kommunikasie. Dis wat moet gebeur. En sodra die verhoudingsprobleem op 'n vlak 2 opgelos word, nee, hoe voel die vrou? Dis gewoonlik, ek het nie waarde nie, ek is ongeliefd. Sodra daai verhoudingsprobleem opgelos is, gaan die vlak 1 kwessie ook weg. Want dit gaan nie regtig oor, die saak gaan nie, die bekleierery is nie regtig, of die konflik is nie regtig omdat hy laat is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Nee, dis daai verhoudingskommunikasie, daai verhoudingsboodskap wat oorgedra is. En dadelik moet jy dit oorbring na vlak 2. Wat gaan oor liefde en waarde. Nou hoe kan Piet dit doen? Om daai kommunikasie van vlak 1 na vlak 2 toe te vat. Deur 2 spesifieke vrae te vra. Stap in die huis om. Vrou voel nie lekker nie, Susan voel nie lekker nie, nee. En dan moet hy vir haar dadelik, as hy dit hoor, moet hy vir haar 2 vrae vra, om dit na vlak 2 toe te skuif. Liefie, deur jou stemtoon ervaar ek dat ek jou seer gemaak het. Is dit so? En natuurlik sal Susan sê, ja, ek het my seer gemaak. Dan die tweede vraag. Kan jy my vertel hoe ek jou laat voel het toe ek nou laat gekom het en jou nie geskakel nie? Kan jy my vertel hoe ek gevoel het? Hoe ek jou laat voel het? En wat sal Susan sê? Jy het my laat voel, ek neem die laaste plek in jou lewe in. Al die ander dinge is belangriker as ek, nee? Jou werk is belangriker, jou geld is belangriker, nee?
Jou vriende is belangrik. Ek kom heel laaste. Nee, ek dink ons verhouding maak nie vir jou saak nie. Jy het my nie eens laat weet nie. Ek wou jou bederf nie. Ek wou jou geseën het. En jy doen nie eers die moeite om my te laat weet jy gaan laat wees nie. So ek kom laaste. Ek dink ons verhouding is daarmee heen, né? Vrouens dink ons al die ergste. Maar in elk geval, né, daar is iets waarheid daaraan. Né? Ja, ek dink ons verhouding maak nie vir jou saak nie. Jy het my nie lief nie. Ek is onbelangrik in jou lewe. Né, dis wat gewoonlik sy dan ook sal sê. Net en dit dan begin nou Piet besef, maar dis waaroor dit gaan. Sy voel ongeliefd en ongewaardeerd. En sodra hy dit hoor, kan hy reageer en sê, alright, Susan, ek hoor nou, wat is die gevolge van my laat kom en nie laat weet nie. Ek verstaan dit nou. En jy's belangrik vir my, jou emosies is belangrik vir my. Ek wil jou nie so laat voel nie. Ek is jammer, ek het jou so laat voel. Sal jy my vergewe? Want jou emosies, jou gevoelens is vir my belangrik. En daarom wil ek aandag gee dan. Ek wil jou nie so laat voel nie. En ek het jou eintlik verskriklik lief. Jy is die belangrikste in my lewe. Dadelik verstaan jy hoe na vlak 2 toe. Verhoudingskommunikasie. En as hy dit so 'n verantwoordelikheid vat, nê, en dat jy selfs kan bely ook. Ek was verkeerd, al was dit sonder dat jy gedink het dis die gevolge, of dit kan nie anders nie, hy moes die kliënt se dokumente stuur, maar as hy net dit kan hoor, hoe dit haar laat voel het nie, kan hy vra, sal jy my vergewe? Dat ek jou so laat voel het. En ja, en hy kan vra, en dan sal sy, as hy dit so opreg doen, dan sal sy hom vergewe. Dan sal sy. Daarom wil ek gou kyk, Jesus sê ook, Matteus 7 vers 12, alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dis tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. So met watter gesindheid sal jy graag wil hê, moet iemand vir jou vra, verskoning maak, vir jou vra vir vergifnis. Ek dink nie jy sal wil hê, iemand moet arrogant na jou toe kom en sê, sal jy my vergewe nie? Hoogmoedig vergewe, of met 'n halwe waarheid, net dat die konflik kan ophou, sal jy my, ek was verkeerd, sal jy my vergewe? Jy sal tog nie iemand moet met so 'n gesindheid na jou toe kom nie. Dink bietjie met watter gesindheid jy graag sal wil hê, mense vir jou moet vra, verskoning maak en vra vir vergifnis. Nee? Dat dit is die regte gesindheid waarmee jy vergifnis vra. En ek wil so 'n paar noem, so 'n paar riglyne noem van met watter gesindheid jy opreg kan vra vir verskoning, sodat jy ook vergifnis kan ontvang. Eerste een is nederigheid. Nee, dat jy met nederigheid vra om vergifnis. Dit beteken, jy verdedig jouself nie meer nie, en jy regverdig jouself nie meer nie. Dis nie meer daai prokureur in jou hart nie. So jy probeer jouself nie meer regverdig nie. Jy vat verantwoordelikheid, selfs al dit wat jy gedoen het, was nie opsetlik gewees nie, en dit was dalk onvermydelik. Nee, ek moes langer by die werk bly. Nee, maar jy vat verantwoordelikheid dat dit jou man of vrou seer gemaak het. Jy verdedig nie meer nie. Jy regverdig jouself nie. Dis wat nederigheid beteken. Tweede riglyn hoe jy vergifnis vra, verskoning vra is, jy moet vooraf vergifnis gee vir jou huweliksmaat, vir jou kind of vir jou ouers nie. Jy moet vooraf hulle klaar vergewe het. Nee, jy moet daai wrok wat jy het in hierdie konfliksituasie, het altyd gewoonlike wrok in die hart, nee. Maar as jy vergifnis vra, moet jy daai wrok al gehanteer het voor die Here. En toegelaat het dat Jesus ook vir jou lewensmaat, nee, jou huweliksmaat se sonde gesterf het. En dat jy vergewe het. Vooraf het jy vergewe. Jesus Christus betaal vir die ander persoon se sonde. En daarom kan ek vergewe. So moenie probeer vergifnis vra om daai ander persoon te manipuleer om dieselfde te doen nie.
daai persoonlik nou moet erken en sê ook ek is jammer nie. Nee, jy moes klaar vergewe, jy vra nou net vergifnis met 'n opregte hart. Jy moes vooraf dat Jesus klaar betaal het vir die ander persoon, vir jou huweliksmaat se sonde. Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. 'n Derde riglyn is, jy moet regtig verskoning vra met empatie en liefde. Jy is eintlik meer besorgd oor die welstand van jou huweliksmaat as wat jy besorgd is oor jou eie welstand. Jy verstaan die seer wat jou dade op woorde veroorsaak het. En jy het empatie met die gevoelens van jou huweliksmaat. Jy verstaan dat jy het empatie. Jy erken dat jy die waardetank van jou maat gedreineer het. En die waardetank van jou maat is vir jou belangrik. En dan 'n laaste riglyn is opregtheid. Jy het geen verskuilde agendas nie. Jy erken alles wat die Here aan jou gewys het en hoe jy jou maat se waardetank gedreineer het. En jy vra opreg vergifnis. Nee, dit is daai 4 riglyne. Nederigheid, hou op verdedig, vooraf vergifnis, empatie en liefde met die ander se gevoelens, jy erken dit, en dan opregtheid. Jy het geen verskuilde agenda nie. En ek weet, dit is nie so maklik nie. In 'n konfliksituasie is dit nie so maklik nie. En daarom moet beide huweliksmaats vra dat die Heilige Gees sal kom en ons harte sal verander in 'n konfliksituasie. Nee, beide vra, Here kom vat daai hardheid van hart, nee, daai prokureurtjie in my hart. Heilige Gees, kom vat dit weg. En gee my 'n hart van vleis, van liefde. Soos wat ons lees in Esegiel 36 vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. So belangrik om te vra dat die gees in 'n konfliksituasie, baie keer moet ou maar 'n bietjie sê, time out, nee? Kom ons raak net al twee rustig. Nie om die probleem onder die mat in te vee nie, nee, time out, gaan elkeen bid, vra die Here se leiding. En dat hy daai hart van klip sal uithaal. En jou hart van vleis gee, van liefde, van omgee vir mekaar. Dit is so belangrik. En ek wil nou hê ook dat ons nou hier so 'n bietjie saam bid in gesinsverband en huweliksverband en ook gesinne, die wat die kinders het nie, dat elkeen saam bid, dat ons saam met mekaar sal bid. En as daar iets is wat jy nou wil vra, vergifnis, verskoning vra, dat daar nou geleentheid is en dat jy dan saam bid. Ja, en omdat ons in die Here ons vertroue plaas, wil ons nie sonder sy seën lewe nie. En weet ook, as ons hier weggaan, God bly nie hier nie. Hy gaan saam met ons. Ons vra vir sy seën en sy teenwoordigheid. Ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.